om meegevoer te word deur Brahms, om in die son te sit en droom, om jou gedagtes te laat wy, om aan niks spesifieks te dink nie, geen kwelling te hê nie. Om te kyk hoe die volmaan opkom. Het jy die maan die afgelope week gesien, die volmaan? Om snoesig onder die komberse in te kruip as die kook buite onder 0 grade daal. Om soggens met witgerypte gras begroet te word, met 'n koppie koffie in die hand. Om laatmiddag te kyk hoe die son wegsak. En was die sonsondergange die afgelope tyd nie asemrowend nie. Om die voëls in die tuindop te hou. Om te lê en week in 'n warm bad. Om sommer net niks te doen nie. Wel, dis net so waardevol as om besig te wees. Jesus het dit geweet, waarskynlik het hy dit beoefen. Die kuns om nou te leef, om die oomblik te waardeer. Ons lees immers in die evangelie volgens Markus, dat hy kort weggeglip het om van die harwar weg te kom. Daar staan in Markus 1 vers 35, dat hy vroegoggend op 'n eensame plek gaan bid het. Dis belangrik hierdie vermelding. Want om jouself af te sonder, net die oomblik te waardeer sonder onnodige onderbreking, dit was vir Jesus gebed. Trouwens, ek reken dit is wat hy bedoel met gebed. Gaan kyk ook in Matteus, waaruit ons teks ook vanmôre kom, die bergrede, die modelgebed. As jy tot jou Vader bid, gaan na jou binnekamer toe. En dit was sy stilte tyd. Want Jesus het ook die waarde van stilte besef. Die waarde daarvan om ontslae te raak van die geraas om jou en ook in jou kop. Ek stel my voor hoe Jesus daar teen die heuwels van Galilea vir ure gesit en mymer het, terwyl die son water trek oor die meer. Hoe hy die vissersbote dopgehou het, hoe hulle kom en gaan. Ek kan my indink dat hy gesit en kyk het hoe rustig die skape teen die hange van die rante om Nasaret by. Hoe dit hom opgeval het, hoe mooi die lelies buite Skytopolis blom en hoe 'n arendoog in die lug sweef. En ek vermoed dit was sy manier om kontak te maak met sy Vader in die hemel. Daardie skaars oomblikke wanneer jy hemel op aarde beleef. Ja, daar was oorlog, daar was opstande, bloedige onderdrukking van opstande en oproere. Jesus self was die uiteindelike slagoffer van so 'n voorval. En daar was ontbering, en daar was siekes, en daar was siektes, en oor is genoeg ellendes. Jesus het immers baie van hierdie mense gehelp, by wyse van genesing. Ja, daar was baie mense in Jesus se tyd met worries, soos Antistini dit altyd gesê het. En hulle het geworry oor dieselfde dinge as ons, oor kos en klere en gesondheid, en as hulle by mekaar gekom het, het hulle ook gekla oor die owerheid en die tollenaars op die pad. Ek stel my voor hoe hulle sit en gesels om die tafel. Simon, jy moenie afdraai met die pad deur die Jordaan vallei nie, want dis waar daai aasvol sit, die tollenaars. Vat eerder die pad oor die rand. Dis vir sulke mense wat Jesus daar teen die oewer van die meer dopgehou, na hulle geluister.
En dis vir hulle wat hy sê, julle moet julle nie bekommer nie. So verskuif jou fokus na hier en nou. Ons weet immers hoe dit werk. Hoe meer 'n mens stop oor iets, hoe meer neem dit besit van jou. Dink mooi. Om jou te bekommer is om te dink oor wat alles skeef kan loop in die toekoms, in steede daarvan om te dink wat dalk reg kan verloop. En vandag weet ons, bekommernis lei tot stres, angs, paniekaanvalle. Mense kan hulle self letterlik siek bekommer. Oor as genoeg gevalle studies wys daar dat bekommernis nie net in jou kop vassteek nie. Dit affekteer jou hele liggaam, jou spysvertering, jou bloeddruk. Mense wat hulle loop en verknies oor dinge is oor die algemeen siekliker as mense wat tog daarin slaag om saam met die stroom te vloei. My goeie vriend Philip het so 'n week of wat gelede die volgende op sy Facebookblad geskryf, onder die titel Ek wonder. Nogal goed geskryf en ek haal hom aan. Ek kyk na die winteraarde. Die bome se takke hang leeg en moeg. Mielielande is net leë stoppels. En ek wonder, Here, het jy die aarde en alles daarop gemaak? Het jy hierdie winter en ook die COVID-seisoen gemaak? En ek wonder, Here, wanneer gaan dit weer lente en somer in my lewe word? Ek kyk na die kakelaars wat op mekaar skel en op en af skarrel teen die denneboom se stam. En ek wonder oor daai keer toe Jesus vir die mense wat skaars siel en liggaam aan mekaar kon hou gesê het, julle moenie te veel worry nie. Luister hoe kwetter die voëls, kyk hoe mooi blom die lelies. En as God so mooi vir hulle sorg, dan sal hy mos vir julle ook kos en klere en 'n blykplek gee. En ek wonder, Here, sorg jy vir mense soos jy gesê het? En ek worry. Ek worry oor myself, want werk en inkomste is maar boomskraap. En nadat ek die plasing op Facebook gelees het, besluit ek om hom te bel. Toe hy antwoord, vra ek van, nou Flippie, wat worry jy so? Waarop hy antwoord, ag, Kobus, jy sal nie glo nie. Ek sit nou so lekker in die son met 'n koppie koffie dat ek eintlik van al my worries vergeet het. En dis toe dat ek nie kan help om vir hom te sê nie. Maar Philip, dis presies wat Jesus bedoel het. Kom ek stel dit 'n bietjie anders. En dan sluit ek so af. As jy 'n blomplantjie het wat nie mooi blom nie, wat maak jy daarmee? Trek jy dit net gewoon uit? Nee, jy weet, jy gee dit 'n bietjie bemesting of water. So dit gaan met ander woorde oor die plantjie se onmiddellike omgewing, die grond waarin sy wortels groei. Soms moet ons onsself na plekke verplaas waar ons net die voëls van die hemel en die lelies van die veld kan opbou. Waar ons kan wegkom uit die neerdrukkende plekke, omstandighede, om weer mens te word. En dit is nie noodwendig fancy hotelle of luukse oorde nie. Dit is meer 'n bewuswording. Bewus van die son en die wind, kos wat jy eet. Iemand in die week wys my op 'n aangrypende artikel oor
wat bekend staan as mindful eating. Om net bewus te wees van wat jy eet, en nie net te eet nie. Te dink aan waar die kos op jou bord vandaan kom. Om daarop te let, hoe dit ruik, hoe dit lyk, hoe dit proe. Die tekstuur in jou mond te voel. Om mindful te eet. En dan van daar af die uitkring effek te beleef. Om mindful te leef. Om bewustelik in alle opsigte jou lewe in te rig. En dan te besef, dis eintlik wat Jesus met gebed bedoel. Ja, ek stel my voor hoe Jesus se woorde daardie aand geëcho het om die tafels toe die skare nou huis toe gaan. En ek verbeel my, ek loop laat aand in die stofstrate van Nasaret. Ek het al daar geloop. En ek kan hoor hoe die mense lag en hoe die kinders speel, want Jesus het hulle geleer om met mekaar 'n broodjie te deel en net die vreugde in die oomblik te vind. Want om meegevoer te word deur Brahms, om in die son te sit en droom, om jou gedagtes te laat wy, om aan niks spesifiek te dink nie, om te kyk hoe die volmaan opkom, om in 'n warm bed in te kruip, is genade. En is sy genade nie genoeg vir ons nie? Baie dankie dat jy weer eens na ons opname gekyk het vanmôre, ons waardeer dit. Ek het 'n paar afkondigings. Eerstens moet ek met leedwese noem dat oom Dolf Nagel in die week oorlede is, ook aan COVID-verwante komplikasies. Baie sterkte aan sy familie, ons gaan hom ook mis. Dan wil ek net noem dat sy huldigingsdiens Dinsdag om 10:00 by die kerk is, maar op hierdie stadium mag ons slegs 50 mense toelaat by so 'n geleentheid. Verder wil ek dit ook noem dat ons die 28ste Augustus 'n veiling beplan. Ons beplan 'n whisky en wyn veiling vir die 28ste Augustus by die kerk. Ons hoop en vertrou dat ons teen daardie tyd meer mense by mekaar kan kom as 50. Indien dit nie die geval sal wees nie, kan ons dit aanlyn doen. So, hier is my versoek, asseblief, julle ouens wat gewoonlik ons ondersteun, vir ons 'n donasie maak, by wyse van 'n goeie bottel whisky of 'n goeie bottel wyn, asseblief. Kontak my, kontak vir Corrie, dit word beplan vir die 28ste Augustus. Dan het ek intussen ook met Martie Kotse gepraat. Ons beplan om binnekort die langverwagte COVID resepteboek uit te bring. En dit sal ook in digitale vorm wees. Hierdie is alles maar pogings om ons fondse, 'n bietjie fondse in te samel. Hierdie COVID inperkings is besig om sy tol te eis, want ons kan geen funksie hou nie. So, ons sê baie dankie vir elkeen wat ons in elk geval ondersteun by wyse van offergawe, maar ons sal binnekort ook ander planne in plek moet hê. So, baie dankie vir jou ondersteuning en samewerking. Ons dink ook aan almal, al ons mense wat siek is, wat worstel met die simptome van COVID. So, op hierdie stadium is daar heelwat van ons mense wat siek is. Ons sal vir jou 'n lysie gee op ons erediensblad van almal wat siek is. En ons sien die afgelope tyd, die patroon is
dat gesinne siek word. Nou ja, wat ons erediens betref het ons besluit om gegeewe die omstandighede en ook die algemene gevoel onder ons mense, ons dienste op te skort tot 15 Augustus. So dis die datum waarna ons mik, is die 15 Augustus. So, baie dankie vir jou terugvoer ook die afgelope tyd rondom die eredienste. Die feesseisoen breek oor 2 maande aan. Kan julle glo? Wat het van 2021 geword? Indien jy my nodig het, onthou my nommer. Marcus het dit verlede week opgesit, dankie, daar is hy, 083-459-047. En laat weet 'n bietjie vir my, of jy die boodskappe, of jy daarna kyk, en hoe jy dit beleef. Maak nie saak as dit ook negatief is, nie sê, as dit kritiek is, spreek dit uit. Ons probeer, van ons kant af, ons probeer, en dit is almal van ons, wat werk aan hierdie dienste. So, asseblief, vertel vir my, en dan miskien nou ook, dit waaroor ons nou gepraat het in die atelier, is daai spesiale oomblikke. Is dit die moment waar die Heilige Gees met jou praat? Ja, dankie vir almal wat vir my die afgelope week gekontak het. Ek het gevra dat jy iemand moet kontak en so plus minus 7 mense het my in die week gebel en gevra hoe dit gaan. Dankie daarvoor. Dankie ook, kan ek vanmôre sê aan Ansa Beson en Jannie Hesseling, wat so gereeld vir my WhatsApp boodskappe stuur, en positiewe boodskappe. Hierdie boodskap van vandag dra ek aan julle op. Trouwens, ek dink, dis julle boodskapies onder andere wat ook as inspirasie gedien het vir vanmôre se boodskap. Mag jy 'n goeie week hê, 'n aangename week hê. Ja, en voor ek groet, baie sterkte aan al ons lidmate wat worstel met COVID-simptome. Ek het nou voor ek begin het met die opname weer gehoor van een van ons lidmate wat hier op die 7de, 8ste dag ernstige komplikasies het. So asseblief wees versigtig, baie sterkte, gaan vir die inenting en alles van die beste vir die week. Goed gaan.